dat enigiets in ons lewens eintlik ons, ek hou van wat die Nuwe Lewende Vertaling sê, jou breinkind is. Ons leer in 2 Korintiërs 3 vers 5, hy sê, alle bekwaamheid is van God af, en dit is nie jy wat so goed is, of jou breinkind, wat jy self kon uitdink, wat jy kan sê, maar hierdie is nou ek. Die feit dat jy is wie jy is vandag, en al dink jy dalk, okay, ek is dalk nie heeltemal op die pad nie, is die feit dat die Here met jou pad gestap het al. Partykeer sien ons dit net nie raak. En partykeer wil hy vir ons goed meer oopmaak as wat ons dalk beleef op hierdie stadium. En jy sien die woord op die bord. Dit is die heel eerste woorde van Jesus vir sy disippels. Nou jy kan die ander evangelies gaan lees, baie keer het hy net gesê, volg my, en hulle het hom gevolg, maar spesifiek hier, jy kan maar vir ons die volgende slide gooi, is dit Jesus se eerste woorde aan sy disippels, in Johannes 1 vers 38, en hy gaan vir jou gou lees, en nie die agtergrond vertel, want dit is nogal iets wat ons mee kan begin vanoggend, en dit is, wat soek jy? Wat soek jy? Hy het vir hulle gesê in Johannes 1 vers 38, en dit is nou nadat Johannes die doper toe hy Jesus sien, toe sê hy, daar is die lam van God. En die volgende dag toe sy disippels hom sien, en hulle die woorde gehoor wat Johannes sê, daar is die lam van God, jy gaan hy gedeelte gaan lees, dan sê Jesus in vers 38, Jesus het omgedraai en gesien hulle volg hom, so hulle het hom begin volg, hy sê toe vir hulle, wat soek julle? Wat soek julle? Dis een van die goed wat ek en jy vir onsself moet uitmaak in die lewe. Wat soek jy regtig? Wat soek jy regtig by God? Ek weet, hoekom lees jy Bybel? Hoekom gaan jy kerk toe? Hoekom bid jy? Weet jy, dit kan wees dat jy voel, die Here is die enigste wat jou kan help. Die Here is die wat vir jou sorg en vir jou voorsien, so jy soek hom eintlik net vir jou eie gemaak, net om jou lewe vir jou nog makliker te maak. Jy weet jy's baie keer verskriklik desperaat om sy hulp te kry, so net voor 'n moeilike vergadering. Hoe dan bid jy? Of terwyl jy op pad is na 'n moeilike kliënt toe, of so iets, en dan sit daar so, die Here moet my nou help, En dan help die Here jou, en hopelik sê jy dankie, en dit is wonderlik, want die Here help ons ook in sulke situasies, en hy draai jou ook deur, en jy kan hom vertrou vir alles in jou lewe, dit is ook goed so. Maar as dit al hoekom jy hom soek, Jesus vra vir hierdie disippels, wat soek julle? En hulle sê vir hom daar, Here, waar gaan u tuis? So hulle het een of ander verskoning, kom ons sê, daar gegooi, en iets maar probeer aan mekaar, Here, waar gaan die tuis? Hoekom? Want hulle wil so 'n bietjie gaan sit daar, en luister. Weet ons het nou vanoggend, toe ons nou gesê het, dink ek nou, ons het 'n hele paar liedjies gesing. Ja, en dit is so, mens hoef nie een liedjie te sing, of net 2 of 5 of 10 nie. Maar baie keer is dit as jy jouself so bietjie verloor in jou lof en aanbidding. Jy vergeet net so bietjie van dit wat daar buite aangaan, dit wat in jou kop maal, en jy begin net so bietjie fokus op hom. Dan is dit asof daar iets gebeur met jou gees, asof die stemme buite bietjie stiller raak, en dit is asof jy dan so bietjie meer gefokus raak op wie hy is en wat hy doen. As jy by iemand gaan kuier of jy met iemand graag leer ken, dan gaan sit jy by daai persoon en jy drink al 'n bietjie koffie en jy gesels. Dit begin ons gewoonlik so dalk met die weer en dalk die rugby, en dan begin dit so 'n bietjie die kant en dalk 'n bietjie sport en so en later begin jy so 'n bietjie, kom jy agter, maar al die goed waaroor jy normaalweg praat is nou nie meer lekker daar nie, en dan begin die gesprek so 'n bietjie dieper raak. Dit is hoekom 'n mens ook nie moet haastig wees as dit kom by die Here en sy woord. Dit is goed om 'n vers of 2 te lees en jou dag in te gaan, ten minste het jy iets gedoen. Maar dit is beter om daai vers saam met jou te vat en so deur die dag gedurig aan dit en aan God te dink. Dis daai waarvan ons 'n rukkie terug gepraat het oor daai bite-size faith.
daai geestelike bevestigings van dit wat jy glo, wat jy gedurig deur vir jouself sê, in jou omstandighede, in jou gedagtes, waar jy aan is, tot hart sê. Dis daai goed wat die vermoë het, soos die mosterdsaadjie, wat al klein is, maar dit gaan nie net so oor sy grootte nie, dit gaan oor die effek wat daai saadjie het as hy geplant word. Die effek van die suurdeur, as dit ingewerk word in die meel, en 'n klomp deeg word ingesuur, nê. Dit is daai klein goedjies wat jy jou wys maak, gedurig deur, wat jou geloof baie keer sterk, maar dit vat tyd. Dit vat tyd, daar is nie op hierdie goed wat vinnig werk. Daar is nie net 'n paar goed wat jy bid in die naam van Jesus en daar gebeur dit. Hierdie verhouding, dis daai hegte verhouding wat jy begin stap met die Here, so stukkie vir stukkie. My doel vanoggend met hierdie woord is om jou so bietjie honger te maak. Om jou te bring op 'n punt waar jy sê, weet jy wat, ek wil tyd spandeer met die Here. Ek wil nie so haastig wees nie. Ek wil met hom praat. As hy vir my sou sê, wat soek jy? Dan moet jy 'n antwoord hê. Dit moet gaan, dit moet nie net hierdie vlak 1 kommunikasie, hoe gaan my goed met my, dan gaan jy aan. Dit moet so 'n bietjie dieper begin raak. En as mens dit begin agterkom, dan begin daar wonderlike goed in jou lewe gebeur. Nou laas week het ek, en ons gaan vir jou vinnig op die gooi op die bord, en ek daai akroniem gebruik. Dan gaan nie alles doen nie, want dit was laas week se boodskap gewees. Maar dit sluit aan hierby. Die woord, ek het die woord gevat, die woord spesifiek om 'n woord by die Here te kry, né? En jy kan hom in 1 Petrus 1 vers 22 tot 25 gelees. Daar praat hy van die lewegewende woord van God. So ons kry die rema, die logos woord, dis die woord wat ons het. Dit is soos 'n brood. Rema is die lewegewende woord. Dit is as jy daai woord nou begin eet. So dit is daai vers wat die Here vir jou wys, wat net eenvoudig, jy weet die Here praat met my. Dit gee lewe, dis die rema woord, nê. 'n Mens kan dit eintlik vergelyk, die logos, kan jy praat van die brood, en dan die rema is daai stukkie wat jy eet. Of jy kan die logos sien, die God se woord sien as 'n kaart. En die rema is daai aanwysings op die kaart, daai rigtingaanwysing. Jy sien, dit raak nou 'n persoonlike storie. Dis nie net iets wat ergens staan nie. Dit word jou lewe. Dis iets wat dag en nag het, oordink dit dag en nag, dink in Psalm 1. En dan sal jy soos 'n boom wees geplant by waterstrome, nê. So dit is daai bietjie dieper werk. En wat ek vir jou gesê, dis nie maklik nie. Die weerstand, partykeer moet jy 'n bietjie woel braai word. Jy moet werk. En jy moet dit aanhou doen totdat dit 'n werklikheid word, soos totdat logos na rema toe gaan. Dit is hier waar die Gees iets lewend maak. Ek is van mening dat as ek en jy elke dag hierdie begeerte het en hierdie honger het, en jy elke dag iets beleef van logos wat rema word vir jou, dan sal jou geestelike lewe dramaties verander. As mens dit elke dag beleef, hoe kry mense dit nou reg? Daar sê ek vir die woordjie OOR van woord gevat. Dit gaan hierso oor hoor, né? 'n oor wat moet hoor. Ore wat moet hoor. Dit ons die gedeelte gebruik daar in Psalm 40 vers 7, wat in die ou vertaling sê, Here, grawe vir my ore. Nuwe Lewende Vertaling sê, stel my in staat om te luister. Net voor dit sê, Here, hy praat daarso van graamoffers en sondeoffers en alles, is nie so belangrik nie. Dan sê hy, Here, grawe vir my ore, of stel my in staat om te luister. En dan sê hy weer, want al hierdie offers, hierdie buitegoed, dit is daar, dis deel van ons lewens, want ons is liggaam, siel en gees. Maar wat belangrik is dat jy sal hoor wat die Here vir jou sê. En daai ore grawe, dit klink vir jou nogal so bietjie soos werk, nee, is dit? Dit klink vir jou soos bietjie, jy moet partykeer so bietjie woel aan daai woord, jy moet so bietjie gaan werk, jy moet so bietjie gaan skaaf aan hom, jy moet so bietjie gaan oordink. Dis nie 'n maklike storie nie, dis 'n worstelstryd.
in jou gewone daaglikse lewe, is dit 'n worstelstryd om God se stem te hoor. Want die vlees wil sy ding doen. Jesus het self vir sy disippels gesê, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. So jy moet, en ek dink ons almal dra kennis daarvan, dat mense is partykeer moeg en jy hoor dalk nie so lekker nie, maar baie keer as jy so 'n bietjie begin tyd spandeer met die Here, dan begin die stemmes buite stiller raak, en dan kan jy begin hoor, en dan kom 'n mens natuurlik uit by die idee, wat eenvoudig sê, doen dit, anders is dit dood. Nou, dit is belangrik ook, dat mense ook gehoor sal wees, wat help jy vra, Here, praat met my, wys my iets, en nou wys die Here dit vir jou, nou doen jy niks daarmee. Jakobus sê, so geloof is dood. So gaan doen dit, wat die Here vir jou sê. Partykeer is dit om iemand te bel, en dalk net jy moed in te praat. Partykeer is dit om iets te gaan doen vir iemand. Partykeer is dit iets wat jy self moet doen, of uitsorteer, wat die Here vir jou gewys het. Nou begin jy hierdie goed doen, jy sien, en nou begin hierdie hele storie begin nou vorm aanneem. So dit is wat ek laasweek, ek het net gevoel ek moet dit vir jou saam met die Here, wat soek jy en hoe werk hierdie proses gee, nee. Met ander woorde, wat gaan jy aan die einde van die dag uit dit kry? Met ander woorde, wat soek jy vir nou en eendag? En hoe kan 'n mens natuurlik by dit uitkom? En die vraag wat ek vir jou wil vra, is op die volgende slide, hoe word die woord nou 'n werklikheid? Hoe word dit nou 'n werklikheid? Jy weet, want baie keer, jy sal dalk vir my sê, maar onthou, dit wat jy nou sê, is eintlik ou nuus. Jy vertel my nou niks wat nie is. Maar dan vra ek vir jou die vraag, soek jy dan nog? Begeer jy dan nog? Het jy 'n behoefte na meer en dieper stap met die Here? En as jy miskien sit jy volgende hier, jy sê, maar weet jy wat, ek is eintlik tevrede, ek doen my Bybelstudie, ek kom sit daar, dan gaan ek kerk toe, ek gee dalk 'n bydrae of 'n tiende, ek help daai ou, ek sorg vir daai ene, ek is eintlik okay. Daar's baie keer mense wat so voel. Dan sal ek vir jou die volgende vraag vra, hoekom so min? Die Here wil tog hê, ons moet hom net nog dieper en nader aan hom kom. En ja, dit is 'n worsteling. Maar weet jy wat? Aan die einde van die dag is dit moontlik om te soek en te kry. Dit is moontlik om sy stem te hoor. Handelinge 17 verduidelik Paulus wie God is vir daai klomp op die Areopagus. Hulle luister na hom, hy gee hierdie magtige speech. En dan sê hy hoe God alles en almal gemaak het. En dan sê hy het vir al die volke en nasies, het hy die begeerte gegee om hom te soek. Al sou hulle bietjie moet soek, sal hulle hom kry. So die Here wil hê, ek en jy moet bietjie soek. Hy wil hê, ons moet nie net tevrede raak met die bietjie wat jy het, of dit wat jy kan sê, okay, ek is nou tevrede hiermee. Hy wil hê, sy wil is 'n beter en 'n dieper verhouding met hom. Hy wil hê, jy moet sy stem nog beter en beter leer ken. Ek dink as daar iemand in jou lewe is vir wie jy lief is, en jy stap 'n pad saam met die persoon, nee, dan gaan jy agterkom hoe langer jy 'n pad met hierdie persoon stap, hoe ryper en beter en dieper raak jou gevoel vir hierdie persoon. En hoe meer beteken hierdie verhouding vir jou, dit is vir jou iets wat vir jou waardevol en kosbaar is. Iets waarvoor jou lewe sal bring. Sien daai hoe mense absoluut dieper gaan. En nou wil ek antwoord op daai hoe met die volgende slide. Die antwoord is koneksie is die antwoord, en dit is dit wat reël word. Dit is dit wat regtig werklik word. Jy weet, baie keer sal die mense sê, ja, maar daai kom mense skyn heilig. Ek soek die werklike goed, ek soek dit wat reël is. Weet jy, die goed wat ek kan doen, ek wil dit beleef, dit is deel. En koneksie, as jy daai koneksie met die Here beleef, as jy gedurig deur sy stem hoor, as jy vir jouself kan uitwerk, hoe werk jy en wat wil jy by die Here hê regtig?
As dit dalk net regtig dat ek jou moet sorg en dis genoeg, dan is dit seker oukei, want hy sal dit ook doen. Maar dit is nie wat hy wil hê nie. Hy moet so naby as moontlik altyd aan jou, of hy wil hê moet hom so naby as moontlik altyd beleef. En weet jy wat die skrif sê eintlik vir ons baie mooi, hy sê, daar's een Vader wat oor almal, en dan sê hy, en almal, en vir almal is. Hy's in jou. Ons weet God is transcendens, as jy praat van teologiese terme, dan hoor hy's in beheer van alles, die heelal en alles, maar hy's ook immanent. Hy wil ook met jou en my moeite maak. Hy wil elke dag iets met jou en my deel. Hy wil elke dag, wil hy daai persoon wees, daai iets wees, wat jy kan sê, weet jy wat, dis die wat, hierdie is reël, dis werklik, dis nie aangeplak, dit kom nie van buite af, dit is reël, dit is hierdie ding wat hier in my, ek beleef dit, dis wat die Here wil. Dis daai goed wat jou absoluut op 'n plek bring, waar jy bereid is om alles eenvoudig net oor te gee. Daai koneksie. En ek weet dit verskil van persoon tot persoon. Moenie probeer 'n koneksie maak met die Here soos wat die ou langs jou dit doen. Kry jou eie manier. Party mense sal praise and worship. Party ouens sal sit en Bybel lees. Party ouens sal daar onder 'n boom sit of daar langs die water sit en eenvoudig met die Here praat en hy die wonderlikste belewenis met God daar. Party soek meer eksterne goeders en vir party is dit lekker om bietjie emosioneel opgesweep te word wat ek maar vraagtekens aan sit. Party doen oor die werklikheid of dit wat reël is van dit. Party mense sit net eenvoudig daai stil weet. Jy weet die Here is hier. Sit so, waar pas jy? Wat wil jy hê? Wat soek jy? Jy moet dit uitmaak met die Here volg. En dis waaroor alles gaan. En jy weet, dit is ook dit wat sonde en skuldgevoel en vrymoedigheid voor die Here steel. Sonde steel hierdie vrymoedigheid voor die Here. Wat jy later op 'n punt kom waar jy dit nie eintlik meer soek nie, want jy voel skuldig en jy maak die hele tyd droog en jy weet nie regtig hoe nie en jy weet dit is wat jy nie regtig die koneksie wat jy moet hê. Partykeer weet jy nog nie eens wat jy wil hê nie. Wat wil jy regtig hê? Jy sien, dit is as jy agterkom, as jy hierdie goed agter hierdie koneksie agterkom, dan kom jy, dit is waar jy groei en waar Jesus weer eens vir ons wys hoe hy dit doen en gaan nou vir jou metode gee wat hy voorgestel het en hoe hy jou kom bemoedig en versterk. En weet jy wat, nou kan jy gaan en jy kan iemand anders gaan bemoedig. Jy kan iemand anders nou bemoedig, jy is op hierdie pad. Nou kan jy vir iemand sê, weet jy wat, kom ek bid vir jou. Jy kan vir iemand sê, hoorie, gee my jou hande, dat ek vir jou bid. Of kom ons bid saam. Ons is gereinig en geheilig in Christus Jesus, omdat ons hom glo en hom ons is regtig geregverdig in hom, en daaraan kan ons niks doen nie, ons aanvaar dit net, dis die geskenk wat hy vir ons gee. Enige dade hier gaan nie help nie, ons is geregverdig net in hom, omdat ons glo in Jesus. Maar nou begin ons hierdie lewenspad saam met hom stap. En ek is nie alleen nie, jy is saam met my. Jy is nie alleen nie, ek is saam met jou. En soos wat ons nou begin agterkom wat God wil hê ons moet doen, en ons mekaar bedien op hierdie pad, en mekaar moet inpraat. Dis wat die ouens gepreek het in Handelinge. Hulle het nie hierdie weird goed gepreek wat jy vandag hoor van jy weet, nou moet ons die reël. Nou die dag hoor ek, jy moet nou die reël woorde van Yeshua in die oorspronklike Hebreëse Bybel, jy moet dit nou leer, want dan eens of jy mag nou nie meer so nie, hulle het nie hierdie goed gepreek nie, hulle het nie die kodes gaan soek in die Bybel, en al die wonderlike boodskapies wat ons vandag kry, en dan wonder ek partykeer, dit is maar 'n interpretasie van iets daai, dit is nie, wat het hulle gepreek in Handelinge? Hulle het vir mense gewys dat Jesus die Messias is.
En die skrif sê, en hulle het mekaar bemoedig om aan te hou glo. Dis wat hulle gedoen het. So baie keer dink ons, dit is in hierdie diep preke, hierdie diep openbaringe wat ons nou, ek het al gesien, daai openbaring hou maar net 'n week of 2. Is nice goed om tydjie van hierdie goed, veral as jy nou 'n vriend het of iemand wat 'n Joodse agtergrond het en wat die Hebreëse goed bietjie verstaan, of iemand wat die Grieks nou bietjie meer gevoel en gewerk het, en jy kom nou agter, okay, dit is goeie inligting. Maar jy sien, waar pas jy in? As jy dit nou nie kan doen nie. As jy nou een kant en daai het God wit broodjies, die Bybel sê nee. So raai wat doen die Here? As jy die begeerte het en jy weet wat jy wil en jy soek hom regtig, gaan hy op jou vlak met jou praat. Hy gaan jou wys, hy gaan jou leer. Wat soek jy? Die woordjie gebed. Proseuchomai, Grieks. Proseuchomai. Dit beteken om 'n versoek of 'n gelofte af te lê in God se rigting. Die pros in Grieks is 'n rigtingwyser. Proseuchomai, met ander woorde 'n versoek of 'n gelofte af lê in God se rigting. So jou fokus, gebed beteken jou fokus draai na God, nee. Met die wete dat hy hoor en jy reageer soos hy jou lei. Met ander woorde, hy begin vir jou seker goed sê, dink aan daai worsteling met die woord. Jy begin hoor, hy stel jou in staat om te luister, want hy grawe vir jou ore sodat jy kan luister. En nou gaan dit oor na 'n praktiese ding toe. Jy sien, nou word hierdie storie van die logos, die brood alleen. Nou begin jy eet aan die brood. En nou begin dit jou geestelik voed. So in hierdie hele proses vir die Here eintlik hê, maar jy moet net so bietjie dieper. Ons gaan bietjie kyk na die Onse Vader gebed vanoggend. En net so voordat vir die gedeelte gaan lees, net so 'n paar punte. Jy weet, Jesus kom en leer hy sy disippels bid. En hy leer hulle spesifiek bid in afsondering. Waar dit net eerstens handel oor jou en hom. En dan openbaar hy veel en dan vat hy jou, jy kan maar sê, in die openbare lewe. Baie keer, Markus 1, 2 en 3, het die disippels gedurig deur een kant toe gevat. Dat hulle kan rus, dat hulle kan afsonder. Hy self het gedurig een kant gaan afsonder. Wat het daar gebeur? Daar het hy gehoor wat die Vader kom was. Want hy sê ook op 'n punt, sê hy in Johannes, hy sê hy doen niks as die Vader dit nie vir hom wys nie. Hy sê niks as die Vader nie dit vir hom sê of doen iets as die Vader dit nie aan hom openbaar nie. Hy kom op 'n punt waar hy sê sy kos is net om sy Vader se wil te doen. Waar het hy dit gekry? Dit is hierdie, kom ons gaan een kant oor bid. Dit is hierdie spesifiek. Hom soek, sy stem hoor en te regeer op hom. Want dis dit wat lewe gee. Niks anders nie lewe op so vlak. En dit is waarvan ons laasweek gepraat het, daai lewegewende woord waarvan 1 Petrus vir ons wat 1 Petrus vir ons sê. Jesus kritiseer nie openbare gebed nie. Maar die probleem is, baie keer in die openbaar word gebed baie keer 'n verwaande tipe van fokus meer op die bidder. Dink gou aan die Fariseer en die tollenaar se gebed. Dit was in die openbaar. Die Fariseer het gebid en gesê, dankie Here, dat ek nie so sleg soos die ouers nie. Die tollenaar het eenvoudig op sy bors gestaan en gesê, Here, wees my arme sondaar genadig. En Jesus sê, wat die een het geregverdig teruggegaan huis toe? Nie die tollenaar, die Fariseer, nie die tollenaar. Maar gee vir ons iets hier van daai deurbraak. Iets van, Here, ek hoor iets net, iets van daai spesifieke ek soek. En die Here kom en hy wys. Hy laat my vind. Hy sê ook in daai gedeelte, en ek gaan nou vir jou lees, dit gaan nie oor 'n stortvloed van woorde nie. En Jesus
sê nie, jy weet, is nog goed van woorde, en jy mag nie goed herhaal, ek weet nie, 'n versoek kan jy meer as een keer na die Here toe bring. Ek weet toe Jesus in Getsemane bid, het hy 3 keer gaan bid. Maar die ene wat hy gesond gemaak het, vir die eerste keer toe hy klaar gebid het, kon hy mense sien netjies bome, het hy weer sê, dit gaan nie oor 'n versoek meer as, jy mag nie 'n versoek meer sê, een keer na die Here toe bring. Maar dit gaan oor, as jy die Here probeer, ek wil amper sê, oorreed, met die manier hoe jy bid. En jy het hierdie lekker formules, en jy baie keer kry op YouTube, kry hierdie gebede, wat jy nou kan bid vir dit, en 'n gebed, en nou kan leer hy daai gebede uit. Maar dit moet nie robotic prayers word. Dis waar jy die Here gepraat het. As hy praat van, want dit is wat die heidense ouens gedoen het in hulle godsdienste. Hulle het goed oor en oor gedoen, tot hulle in een of ander trance gaan. En dan dink hulle kry deurbraak. Soos dit is, moet nie net 'n oppervlakkige gebabbel, wat betekenlose, breed sprakigheid, en dit klink verskriklik gelowig, wat verwar word met gelowigheid. As jy bid ook, het jy nie nodig om jou stem te verander. As jy bid ook, het jy nie nodig om snaakse goed te doen. Die Here weet, hy weet alles. En of jy nou sy naam reg sê of nie, God weet wie hy is. Asseblief. Hy weet wie hy is. As iemand met my praat, en hulle noem my Canny Creel, wat ek nog steeds weet, ek is Callie Creel, hulle sê hulle Canny Creel. Ons spreek hom hoe snaaks en verdraai hy. God weet wie hy is. As jy net dink aan hom, al dink jy eers aan sy naam, nie weet jy dink daar. So almagtig is hy. En Jesus is Jesus in Grieks, hoor. Jy het nie nodig om hom Yeshua te noem. Nuwe Testament is in Grieks geskryf deur geleerde Griekssprekendes en die wat saam met hom die pad gestap het, wat geskryf het. Hulle het nie daai taal en goed gebruik nie. Jesus weet ook wie hy is. Sien, maar dit gaan oor die hart wat dan hom toe draai, in die rigting van die Here, en jy begin agterkom, jy soek hom, en hy antwoord. So ek hoop dit help iemand vandag, dat baie keer voel mense, as mense hierdie goed hoor, Here, maar hoe het ons dit gemis vir jare? Jy het niks gemis nie. Wees jy nie eerlik voor die Here, hy weet presies wie jy is, wat jy is, hy weet waar jy bly, hy weet alles van jy, hy weet ook as jy hare van die kop af, hy weet alles. Baie keer doen mense hierdie goed om God te probeer oorreed. Of wat ek en jy moet doen, ons moet hierdie dinamiese toewyding voor God. Ons moet dit beoefen. Lees saam met my Matteus 6. In Matteus 6 leer hy hulle die gebed. Ons noem dit die Onse Vader gebed. Dan hoor mense sê, ja, maar dis nie die Onse Vader gebed nie, dis die disippels se gebed. Maak dit nie saak nie. Jy praat met die Vader, dis belangrik, nee. En ek kan jou verseker, jy hoef selfs nie eers te sê Jahwe nie. En die meeste van ons kan dit in elk geval nie sê nie. Een van ons kan hy regtig uitspreek, soos wat die Jode dit daai tyd gedoen het nie. Maar Jesus ontstel hom voor aan ons as onse Vader, jou Vader. En dis genoeg, want hy weet wie hy is. Jesus het ons die pad kom is. En jy dink Jesus sou gesê het, as ons nie vir hom mag sê Vader nie, as ons hom net Jahwe moet noem. Jesus sou iets gesê daar. Ek weet, Paulus was 'n geleerde, hy het hierdie goed geken, hoor. Hy het presies geweet van die wette en alles. Hy het op Hebreëus en goed was hy 'n professor gewees. En dan praat hy van, mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die genade van die Heilige Gees en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Eenvoudig. Ons hoef nie te moeilik te dink nie. Hoor wat sê hy so in Matteus 6.
Ek lees dit vir julle van vers 5 af. En nou wat die gebed betref, moenie net voor dit sê daar sodat ons nou nie moet hoor, te veel woorde gebruik en ons moet nou nie wees soos van hierdie godsdienstige ouens ensovoorts. Die Vader weet en hy sê vers 4, so sal julle hulp betoon, en hy praat hier so spesifiek van om liefdadigheid te bewys. Almal moet dit hoef nie te weet nie, want die Vader sal jou hulp betoon, sal jou hulp betoon geheim bly, so sal jou hulp betoon geheim bly, en jou Vader wat alle geheime ken, sal jou beloon. Nou sê vers 5, en nou, wat die gebed betref, moenie soos die skynheiliges wees wat daarvan hou om die sinagoges en op die straathoeke te bid, sodat die mense hulle kan sien. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Weereens, hy sê teen openbare gebed nie, maar hoe dit gedoen word. Wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis. Nou sal jy sien as jy Nuwe Lewende Vertaling en gee vir jou so sterretjie, en dan sal hy daar so sê, dat die stilste vertrek destyds in die huis was heel waarskynlik die spens gewees. Nou ons almal het nie spense nie, by jou huis nie, right? So dis nie 'n vorm tipe van, jy moet nou so plekkie gaan soek nie. Hy gaan verder en dan sê hy, en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid, met ander woorde, grondtek sê, in die geheim, tot jou Vader kan bid. Jesus het self gesê, tot jou Vader kan bid, en jou Vader wat alles weet, wat met ander woorde alle geheime ken, net soos wat ons nou gekyk het in vers 4, hy sê, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moenie met woorde bond soos die ongelowiges nie. Hulle dink hulle stortvloed woorde sal maak dat hulle gebede beantwoord word. Hier dink ek aan Elia op die berg toe die Baal profete te kere gaan, 'n hele dag te kere gaan. Hulle sny hulle self water stikkend en hulle offer hulle self letterlik en figuurlik daar en Baal antwoord nie. En toe hy bid, toe antwoord die Here met vuur. Dit sê nie, jy mag nie lank bid nie. Partykeer praat mense lank met die Here. Nou probleem, dit gaan oor hoe jy dit doen. Dit gaan oor wat jou hart agter is en wat jy regtig sien en of jy sy stem regtig wil hoor. Die werklikheid, om by die werklikheid uit te kom. Dit wat reël is uit te kom, nee. Hy sê moenie soos hulle maak nie, want julle Vader weet presies wat julle behoefte is, selfs nog voordat julle hom vra. Bid dan so skuld. Ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word. Dit is mense wat sê ons moenie meer so bid nie. Want ons is nou Pinkstermense, ons is nou so 'n bietjie by die kruis verby, die Heilige Gees is uitgestort. Hierdie is nou 'n Ou Testament gebed, ons moet hom nou nie eintlik bid nie. Daar's mense wat dit sê. Sê nou maar, wat soek dit in die Bybel? Ek en jy kan die Onse Vader gebed net nou baie beter bid as wat dit voor die uitstorting van die Heilige Gees is. Want ek en jy het nou hierdie koneksie wat hulle nie voor die tyd gehad het. Nou kan ek en jy die vervulling beleef van sy werklikheid. Ons Vader gebed. Hy sê, laat U koninkryk kom, laat U wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel. Gee ons die porsie brood wat ons vandag nodig het. En vergeef ons sondeskuld, soos ons ook ons skuldenaars vergeet het. Bewaar ons, sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. As jy elke stukkie van hierdie gebed uiteensit, gaan jy agterkom, dit is al wat ons nodig het. Dit is meer nodig. Al die ander wonderlike goed gaan jy ergens hier ook kan deurvat. En dan sal natuurlik van die minder goeie manuskripte wat ook natuurlik byvoeg. In die Nuwe Lewende Vertaling sê dit daar, waar hy sê, aantal minder goeie manuskripte het ook nog, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid vir altyd aan. Hy sê, as julle die mense vergewe wat teen julle oortree, sal julle
Hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle weier om mense te vergewe, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Dit staan vir alle tye. Wanneer julle vas, moenie soos die skynheiliges 'n martelaarshouding aanneem nie. Jy sien, dis nie 'n buitestorie nie. Hulle loop met lang gesigte rond sodat mense duidelik kan sien dat hulle vas. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Maar wanneer jy vas, versorg jou hare, was jou gesig, dan sal niemand agterkom dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat alle geheime ken, en jou Vader wat alle geheime ken, sal jou beloon. OK, met ander woorde, dis 'n instoring. Baie keer, ek weet, kom ek sê vir jou, ek weet, daar's nie 'n vers in die Bybel wat sê jy moet jou oop toemaak as jy bid. Staan nêrens. Ek het al agtergekom. As ek my oop toemaak, as ek bid, dan is dit altyd soos daai spens. Ek maak die deur toe, en alles wat nou hier binne gebeur, is geheim. Ek begin met my Vader praat. Die Bybel sê vir ons, dat God is in ons, die Heilige Gees bly in ons. So gebed is nie, ek bid nou, roep ek uit, die Here is daar, Here! As ek begin bid, weet ek, die Here is hier in my. Sien jy die verskil? 'n Vrou het eendag vir my gesê, sy verstaan nie ons Pinkstermense nie. Ek sê van nou, wat bedoel jy? Sy sê, daar by ons kerk praat hulle met die Here asof hy so ver is. Daar by julle kerk praat hulle met die Here asof hy so naby is. Die koninkryk van God is in ons. Die Heilige Gees is in ons. Ek en jy is nou die tempel van die Heilige Gees. So as ek my oop toemaak, en ek kan handgebare, ek gee nie om hoe jy dit doen nie, en ek begin met die Here praat, dan sit ek so asof ek weet nie om dit te sê nie, half in myself ingetrek word, en ek beleef hierdie werklikheid van God, wat in my is en deur my werk. En dit is nie om te beperk net hier nie. Dit wat hier gebeur, koppel met die geestesrelm, want hy sê ons baie duidelik ook, die wat hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. Dit is hoe hy dit verkies. Hy sê daar, die wat 'n diepte verhouding, jy moet nie belewende vertaling gaan lees daar wat Johannes sê, net om wil hê. Doen dit in gees en in waarheid. Jy sien, waarheid, dit is dit wat reël is, nou beleef ek. So ek wil jou aanmoedig, kry jou gebedstyl. Ek wil jou aanmoedig, kry jou honger vol. Ek wil jou aanmoedig, gee vir jouself, kry die antwoord, kry net die antwoord. Wat soek jy uit? En dan draai jy na die Here toe, en dan beleef jy iets van hierdie werk. So jou verwagtinge, daai tevrede wees, vervuld wees, dit is wat ek in my gees beleef, as ek hom so begin soek, daai van, jy kry vrede, dit is eintlik daai bewus wees, van sy teenwoordigheid, ek weet, hy's hier, daai ek weet, hy's hier, beleef ek nie daar. As jy hier 'n ontmoeting met die Here het, raai waar gaan jy, ja, dit is wonderlik, die atmosfeer daar, wat ook al. Maar weet jy waar gaan jy dit beleef? Jy gaan dit in jou hart beleef, jy gaan dit in jou innerlike menswees beleef. Hy is hier. As die Here vir jou skrif begin oopmaak en jy begin dit agterkom, hy sê. So ek sluit af. Laaste slide. Gaan in jou binnekamer in, keer in jouself in. Hy kolletjie braas, dis jou saak. Hoe jy dit gaan doen. Fokus in, die Heilige Gees is in jou. Die koninkryk van God is in jou. En raak bewus van sy teenwoordigheid. Weet jy, ek het op 'n tydjie, dan sit ek hier voor in die kerk. Dan bid ons met die aanddiens. Dan sit ek net en dan raak ek net eenvoudig bewus van God is hier. Sal. Daar's 'n stuk vrede in jou wat loskom.
Dis ook Romeine 8:16 dat die Heilige Gees getuig saam met jou gees. Dit is gees ontmoet gees. En waar gebeur dit? Daar? Nee, dit gebeur hier in jou. So jy, soos wat jy hier sit, jy's belangrik vir die Here. Die Here praat met jou binne in jou gees vandag. Dit wat jy hoor, het 'n effek hier in jou vandag. Ek vra vir jou die vraag weer. Wat soek jy reg? Soek jy hierdie iets wat regtig reël werklik is? Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie. Dat U woord so wonderbaar is. Here, ek weet dit is baie keer 'n worstelstryd om van Logos na Rema toe te gaan. Maar is altyd die moeite werd. Ek bid vir my boeties en sissies saam met my vandag hier, Here. My gebed is, Here, terwyl hulle oë gesluit is, terwyl die binnekamer deur toe is, as in ware so kan sê. En U die een is wat alle geheime ken. Openbaar U self op 'n wonderbaarlike manier nou vir elke nuwe persoon. Here, al is dit net daardie wete dat U is met my. Al is dit net dit. Here, miskien is dit iets groter of meer. Al het ons almal begin met ek weet verseker U is met my. U is in my. U is vir my. Ek weet, Here, as almal van ons dit beleef, sal nie een van ons dieselfde instap, soos wat ons ingestap het, uitstap. Dis vas oortuig vandag. Elke een bemoedig is vandag om meer te wil hê, dieper te gaan, beter te verstaan in U kosbare naam. Dankie, Here, vir alles. Here, selfs as ons baie keer rondloop en daar waar ons by ons werke is en die dorp is en ons bid met oop oë, daar waar ons beweeg, praat ons die hele tyd. Here, ek weet, dit is net so kragtig. Want U is oral, is altyd, help ons om ook hierdie innerlike te beleef, maar ook spesifiek die tye wat ons so een kant toe gaan. En U vasgryp met alles wat ons het en is. Mag dit vir elkeen so wees. Kom ons praat nog so 'n paar oomblikke met hom. Net so 'n minuut nog. Gee vir jou genoeg kans. Oë is gesluit. Praat bietjie met hom.